Die evangelie en Paulus en die ander apostels se lering is baie duidelik. Ons word gered deur Christus alleen, deur genade alleen, deur geloof alleen. En daarom lees ons nou in Filippense 3 waar hy skryf in vers 4. Hy sê ja, as 'n gebore Israeliet sou hy tog ook op uiterlike dinge kon vertrou. Hy sê as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer, skryf hy. En dan noem hy al hierdie goed wat vir die Jode belangrik was. Vers 5 sê hy, ek is op die 8ste dag besny, ek is van geboorte 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, en in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, sê Paulus, was hy onberispelik. Maar dan antwoord hy deur te sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Paulus sê al hierdie goed wat vir die Jode so belangrik is, om uit die nageslag van Abraham te kom, en selfs om uit die skool van die Fariseërs opgelei te wees, en om te kom roem daarop dat jy Moses se wet stiptelik en onberispelik nagekom het, sodat jy daardeur vrygespreek kan word. Hy sê dit was altyd vir hom 'n groot bate, amper soos 'n geestelike CV, nê. Hy sê, maar ek beskou dit as waardeloos ter wille van Christus. In die Grieks is daardie waardeloos letterlik 'n verlies. Iemand wat in 'n transaksie 'n verlies gelei het en nou geen nut meer daarvan het nie. So Paulus sê, ek het dit nie meer nie. Dit is vir my niks meer werd nie. Nou niemand van ons kan 100% daarmee identifiseer nie, want ons is nie Jode nie. Ons maak nie staat op ons geslagsregister of al hierdie uiterlike dinge nie. Maar ons moet ook versigtig wees dat ons nie op sulke tipe goed staat maak nie. Enige vorm van prestasie of aansien in die samelewing of enige iets wat ek kon bereik deur my eie prestasie is vir my belangrik, maar dit tel nie in terme van my saligheid nie. Dit het nie daardie waarde in die ewige lewe wat dit hier op aarde het nie. En daarom moet ons dit baie mooi in perspektief sien. Dit is baie belangriker om aandag te gee aan die dinge wat ewigheidswaarde het. Jesus het self gesê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Sal jy nie ook vandag 'n bietjie dink, wat beskou jy as jou grootste bates nie? En wat tel dit in terme van ewigheidswaarde? Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om ook soos Paulus te besef dat ons nie op uiterlike dinge moet vertrou nie, op reputasie en prestasie en alles wat vir so baie mense bates is nie, maar dat ons prioriteite sal reg hê en dat ons sal beywer vir u koninkryk en vir dit wat ewigheidswaarde het. Ons het u Heilige Gees nodig om ons te help in hierdie onderskeidingsproses. Wil u ons nie vandag asseblief ook duidelik daarmee lei en van hier af elke dag vorentoe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.